Môre, dit is Dinsdag, dit is die 10de Februarie en gister het die tyd vir ons sleg gevang. So as julle nie omgee nie, gaan ek nie die teks lees van 2 Konings 5 vers 1 tot 15 nie, sodat ons maar aangaan met die storie. Nou, ons sien dit as 'n teaterstuk, kan ek dit maar sê, rolspelers, en die hoofrol is dan Naaman, wat die hoof van die leer was, met alles wat daarmee saamgaan, harde werk, goeie begaafde man, prestasie op prestasie, groot selfvertroue, en so het hy sy lewe opgebou tot om in ons taal die weermaggeneraal te word. Nou, wat is die ander spelers in hierdie, kom ek sê, hierdie verhaal of hierdie teaterstuk? Die tweede een is die dogtertjie. Nou, as jy 2 Konings 5 mooi versigtig lees, sal jy sien dat hierdie dogtertjie is 'n ontvoerde kind wat weggevat is van haar ma en pa, haar familie, haar land, dit wat vir haar eie is, en sy's gebring en nou speel sy die rol van 'n bediende, skoonmaker in die huis van Naaman. Nou is dit verbaas as 'n mens so 'n bietjie na sosiale wetenskap kyk, dat hierdie dogtertjie nie sê, maar kry vir jou, jy beter maar vrek, want dit is wat jy aan mense doen. Nee, jy kry dit nie, hierdie gesindheid by die dogtertjie nie. Jy kry 'n ander gesindheid van, kon hy maar by die profeet in ons land uitgekom het, dan sou die hom gesond maak. As ek vanoggend oor hierdie goed gesels, dan wil ek hê dat jy in die hele verhaal moet agterkom hoe op en af en heen en weer hierdie proses van geloof en vertroue speel. Want baie keer sal mense vir jou vra, bid ek reg? Doen ek die regte ding? Sê ek die regte ding? Wat moet ons doen sodat die Here ons kan verhoor en ons gebede kan na luister en vir ons genees? En kyk wat maak hierdie dogtertjie. Sy sê nie die Here sal hom gesond maak nie. Dis so 'n tipiese ding. Gaan na die dominee toe, hy maak 'n ou gesond. Hy bid vir jou gesond, so hy is eintlik die geneesheer. So dit is wat die dogtertjie dan doen. Dan tree Naaman baie vreemd op. Hy kies, dis 'n willens en wetense keuse wat hy maak om hierdie dogtertjie te glo. Nou sou 'n mens kon sê, ja, maar nood leer bid, of dat omstandighede maak dat hy gryp na strooihalms. Dat dit is die enigste hoop wat hy nog het, want niks anders kan die melaatsheid van hom wegvat nie, so hy gaan hierdie kans vat. Hy kies dan om hierdie dogtertjie te glo, en dan gaan hy na die koning, en in ons taal sit hy verlof in by die koning. Die koning is baie in sy skik, want onthou, dit is sy regterhand wat nou siek geword het. En hy het hierdie man dringend nodig, want hierdie man plaas hom op die map, as ek die Engelse woord mag gebruik. Hierdie man is die ou wat al die oorloë wen, en wat sy koninkryk uitbrei en sy koninkryk beskerm. Hy is mos nou die weermaggeneraal. So hy sê, gaan gerus. En dan skryf hy 'n brief, maar hier raak ek giggelrig, want is baie snaaks. Wat weet die koning nou van godsdiens en teologiese beginsels en hoe kerklike dinge nou werk? Maar hy ken net politiek, so wat hy maak is, hy skryf toe 'n aanbevelingsbrief vir die koning van Israel en sê, maak my man gesond. Nou is Naaman daar weg met 'n hele entourage en karkade, soos ons dit destyds gehad het, toe sy nog president gewees het. En dan kom hulle by die koning aan van Israel. Dis nou vir jou 'n snaakse storie. Dan kom hulle daar aan en die koning is hewig ontstel. Wat dink julle, wat is ek? Ek is nie 'n dokter, 'n toerdokter of iets nie. Hoekom dink julle ek moet die man gesond maak? Ek kan die mense gesond maak. Ek is nie 'n internis of 'n professor of wat ook al nie. En hy gooi daar 'n tantrum en skeer sy klere. Dis baie snaaks, want dis nou 'n totale misverstand. Want nou gaan hulle na die koning toe en die koning moet hom nou gesond maak. Want dit is soos die aanbevelingsbrief is.
En so kom die entourage daar by die paleis aan. En is dan wanneer die profeet Elisa dan van hierdie storie hoor en hy dan sê, maar hoekom gaan jy so aan, koning? Stuur die man aan my toe, sodat hy kan weet dat daar's 'n profeet in Israel. En dan dink 'n mens, jog, dit is 'n bietjie arrogant, maar as 'n mens later na Elisa se optrede kyk, is dit om God te promoveer. Daar is ons tyd alweer heeltemal om, Here. Ons kom bid vir elkeen wat hierdie boodskap hoor en hoor hoe dit skoppelmaai op en af en heen en weer. Geen resep nie. Dit is maar hoe mense dan glo en dan nie glo nie en dan wantrou het, Here. Lei U vir ons, want U verstaan ons. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Mag jy 'n mooi Dinsdag hê. Mooi loop.